Hartlike goeiemôre, dit is maandagoggend, is die 2 Maart, jaar 2026. My naam is Danie Gerber en dit is my weer 'n eer en 'n voorreg om saam jou te kan kuier rondom God se woord. Vandag gaan ek bietjie gesels oor ek het nie nou tyd nie, nê? En 'n ander een vir tyd is eintlik verskonings. Want kyk, dis die beste ding wat ons kan maak is verskonings. Ek dink ek het die boek geskryf van verskonings uitdink om nie kerk toe te gaan nie, om nie die Here te wil dien nie. Ou gebruik allerlei verskonings. Nou, ons almal is besig. Ons almal het iets om te doen. Ons almal het altyd iets wat ons besig hou en goeders. En ek en jy moet tyd maak. Nou word ons uitgenooi na 'n bruilof toe, dan kyk ons na die kalender en ons maak tyd daarvoor, nê? Ons skuif dinge aan en verander dinge want ons gaan na 'n bruilof toe. Ons word uitgenooi na 'n braai toe, man, ek maak tyd. Ek word uitgenooi na 'n verjaarsdagpartytjie toe, dan maak ek tyd want dan gaan dinge gebeur daar, was mos lekker tye. Ek maak tyd daarvoor. En dan kry ek 'n uitnodiging, iemand wat my uitnooi na 'n oggendontbyt, 'n manneontbyt of 'n vroue tee waar daar 'n gasspreker gaan wees wat die evangelie gaan verkondig. Hey man, ek sou so graag dit wou bygewoon het, maar jy weet, ek het nie tyd nie. My werk hou my so besig. Jy word uitgenooi na 'n biduur toe. Weet, vanaand is daar 'n spesiale spreker. Kom saam vanaand na hierdie biduur toe. Jy gaan nie spyt wees nie. Man, ek sou baie graag weet, maar ek werk tot 5:30 en 5:30 in die aand en dan kom eers so 6:15 by die huis en dan moet ek bad en ja, ek gaan dit nie maak nie. Verskonings. En dan word ek uitgenooi na 'n Sondagoggend se diens toe en ek het verskonings. Maar dan is daar 'n afspraak wat ons uitgenooi word, wat ek en jy nie kan mis nie. En dan is dit, daar word jy uitgenooi na die dood toe. En dan is jy daar voor daai oomblik. Dan gaan ek en jy nie kan mis nie. En as jy met mense praat, en dit is wat baie met ons gebeur, en dan deel ons met mense, dan vra ons vir mense, as jy vandag tot sterwe moet kom, waar gaan jy die res van jou lewe deurbring? By die voete van Jesus. As jy nie nou eers die tyd het om net 'n uur of 'n uur en 'n half, 2 ure in die teenwoordigheid van God te kan wees nie, en 'n samesyn saam met medegelowiges nie, hoe gaan jy 'n eternity, 'n lewenslang saam met God wil wees? Come on, kom ons wees eerlik. Ons het tyd vir foefies, ons het tyd vir gemors, maar ons het nie tyd vir God nie. Ons het nie tyd om bietjie tyd in God se woord te spandeer nie, maar ons het tyd om allerlei ander goeders te doen. Tot die dood aan jou voordeur kom klop. Ek doen vandag 'n begrafnis, waar 'n vrou van 53 jaar se lewe geëindig is, nog super jonk. Sy is nie veronderstel om nou al te gesterf het nie, maar haar tyd het aangebreek. Dit was haar tyd gewees. Elke dag is daar iemand wat afsterwe. Ons het gister gehoor van net 2 gevalle waar mense afgesterf het. Wat as dit my en jou beurt is? Want ons kan nie sê dit gaan nie gebeur nie. Wat as dit my en jou tyd is en ek en jy is nog nie gereed nie, want ek het nie nou tyd gehad nie. Here, ek sal jou op 'n later stadium dien. Ek is nog jonk, ek wil nog eers 'n bietjie my lewe geniet. Moenie nou met my praat oor God nie. Ek het nie nou tyd nie. Wat as dit my en jou tyd is? En hier lê is 'n houtkus en ons is dan in daai kus, dan is dit te laat. My boetie en suster, ek wil by jou pleit vandag. Moenie dat hierdie tyd verby jou verbyloop nie, want ons kan nie sê dit gaan nie met my gebeur nie. Een van ons wat nou hierna luister en wat dit spreek, kan enige oomblik gebeur. Is jy gereed? Is jy gereed om jou maker te ontmoet? En wat gaan hy vir jou sê? Gaan weg van my af, ek ken jou nie, jou naam is nie in die boek van die lewe geskryf nie, want jy het nie met my intiem verkeer nie. Ek ken jou nie, wie is jy? Of gaan hy vir jou sê, kom my getroue diensknegt, kom sit aan my tafel wat ek vir jou voorberei. God se woord sê vir ons in Jakobus 4 verse 7, hy sê, onderwerp jou dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Hy sê, nader tot God en hy sal tot jou nader. Ek en jy het nodig om tot God te nader, voor dit
te laat is. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir die woord, Here. Dankie, Here, vir u leiding. Abba Vader, ek bid en vra dat u ons sal help. Here, dat ons sal tyd maak vir u. Want ek weet, ons almal is besig, ons almal het 'n skedule, ons almal het iets om te doen. En daar's net soveel ure in 'n dag. Maar Here, ons bid en vra dat u nommer 1 sal wees. En dat u ook die laaste sal wees, voor ons oë gaan toemaak. En Here, laat ons sal tyd maak vir u. En dit is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit op hierdie dag, gaan verkondig die evangelie, maak tyd. Julle moet 'n geseënde maandag hê. God bless.